Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, keffende kreatuur. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die questing beast of die beast glatte sand, walking beast, is 'n wese uit Arthur-legende en die onderwerp van verskeie soeke deur bekende ridders. Ek noem dit die keffende kreatuur. In middeleeuse literatuur verskyn die keffende kreatuur aan 'n jong koning Arthur na sy verhouding met Morgause. Sy het gebleik sy halfsuster te wees, hoewel hy dit nie geweet het tydens die bloedskande daad wat gelei het tot Mordred nie, wat natuurlik die koninkryk op die ou einde vernietig. Koning Pellinore vertrou dan aan Arthur dat dit sy familie se verantwoordelikheid is om die keffende kreatuur te vernietig. Merlin onthul dat die ondier gebore is uit 'n prinses wat na haar broer begeer het, wat nie in haar belang gestel het nie, met 'n demoon geslaap het wat beloof het sy sal kry wat sy wil hê, as sy haar broer van verkrachting beskuldig. Maar die broer is dan uitmekaar geskeur deur honde, en sy gee dan geboorte aan 'n monster wat dieselfde geluid maak as die honde wat haar broer uitmekaar geskeur het. Uiteindelik jaag Sir Percival, Sir Palomides en Sir Galahad die keffende kreatuur in 'n meer, en Sir Palomides maak die ondier dood. Op hierdie manier is die keffende kreatuur se verhaal 'n simbool van die bloedskande, geweld en chaos wat Arthur se koninkryk vernietig. Die oorspronklike uitbeelding van die keffende kreatuur is die van 'n pragtige spierwit wese so groot soos 'n jakkals. Die geluid wat daaruit kom was vermoedelik haar kleintjies wat haar van binne uitmekaar skeur. Dit het op 'n stadium verander na die onderwêreldse voorkoms wat so bekend is aan moderne gehore. Die kop van 'n slang, liggaam van 'n luiperd, hurke van 'n leeu en die voete van 'n hert. Sy naam kom van die geluid wat uit sy buik kom, die van 'n trop honde wat blaf en gil. Die keffende kreatuur is net stil wanneer hy drink, maar terwyl hy sy ondraaglike dors les, bevuil sy giftige speeksel water vir almal wat sou volg. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, keffende kreatuur. Die keffende kreatuur het die kop en nek van 'n rinkhals, liggaam en spoed van 'n jagluiperd, en die geluid wat van hulle afkom, is nader aan die lag en kreun van gevlekte hyenas, as die fabelagtige blaffende honde. Dit kan sy gif na sy prooi spoeg, wat dan sonder genesing deur hulle brand, en die dood volg vinnig. Sy byt is ook dodelik. Die keffende kreatuur verskyn net wanneer dinge uit balans is, het sy natuur of toorkrag. Dit kan nie doodgemaak word nie. Dit is daarom balans terug te bring deur die bron van die wanbalans dood te maak. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na hierdie wese in Engels. Questing beast. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.